Goeiedag geliefdes, van my Pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan. Welkom by ons oordenking tyd saam. Nou hierdie week is vir ons ongelooflik spesiaal, want Beleefgemeente vier 2 jaar van God se genade en trou. Ons is werklik 2 jaar oud. En terwyl ons as gemeente terugkyk op 2 jaar van God se werk, wil ek hê jy moet vandag ook die volgende besef. Hierdie boodskap en hierdie week van dankbaarheid gaan nie net oor ons gebou of ons gemeente hier in Alberton nie. Dit gaan ook oor jou en my lewe. Nou as ek jou vinnig net iets kan vra. Het jy al ooit teruggekyk op jou lewe en besef dat iets wat klein begin het, vandag 'n groot getuienis geword het? Miskien was dit 'n klein gebed. Miskien die eerste dag wat jy besluit het om weer die Here te vertrou met jou lewe en daar dinge beginne anders te lyk. Miskien was dit die eerste keer wat jy aanlyn ingeskakel het en jy het gevoel asof God vandag hier met jou praat. Nou, ek wil graag vir julle een van my gunsteling skrifgedeeltes lees. Hierdie skrif dien my al vir jare in die bediening. Ek lees vir julle uit Sagaria 4 vers 10. Wie minag die dag van oënskynlik klein dingetjies? Nou geliefde, wat 'n kragtige vraag, né? Wat hier gevra word. Die Here praat hier met Zerubbabel in 'n tyd waar die herbou van die tempel nog klein en eintlik maar onindrukwekkend gelyk het, né? Die fondasie was daar, hulle was besig om die fondasie te herbou, maar die eindresultaat van hierdie enorme tempel was nog glad nie sigbaar nie. En God sê as dit ware, moenie neersien op wat klein lyk nie. Hy sê eintlik, ek is reeds besig, ek is in hierdie projek, ek is in hierdie saak. Geliefdes, dis hoe God dikwels met my en jou werk. Hy begin met 'n saadjie, né? Met 'n gebed, met 'n eenvoudige geloofstap. Dalk net met 'n klein begin. En ons kom soms aan die eindproduk en vergeet dat God se grootste werke amper altyd met iets klein begin. As 'n kerk, ons begin dalk met 'n visie of die Here druk iets op ons hart en sê beweeg met hierdie ding. 'n Verhouding wat moet herstel, begin dalk met 'n eerlike gebed, 'n opregte gebed, sê Here help hierdie verhouding. 'n Nuwe seisoen begin met een daad van gehoorsaamheid. Nou geliefde, as ek dit vandag net vir ons persone kan maak, moet nooit die klein dinge wat God in jou lewe begin onderskat nie. Miskien voel jou geloof vandag nou nog klein, miskien voel jou hoop klein, miskien voel die verandering waarna jy so smag, jy diep binne in jy, dit voel so ver en onhaalbaar. Maar geliefde, God sien nie net waar jy nou is nie, hy sien reeds wat hy besig is om in jou lewe te bou. Nou soos ons hierdie week beleef se 2de verjaarsdag vier, kyk ons met dankbaarheid terug. Maar ek wil hê jy moet ook vandag ook terugkyk na jou eie storie, en jou eie belewennisse en sê, Here, U was nog altyd getrou, selfs in die klein begin, selfs in die onsekere tye en die onsekere dae, waar dinge net gevoel het soos 'n storm, selfs toe dinge nog nie heeltemal sin gemaak het, of ek nie die volle prentjie kon sien nie. Geliefde, God was nog altyd daar, en onthou dit vandag, groot getuienisse begin altyd as klein geloofstappe. En daarom wil ek net so van my en die hele beleefspan se kant af net sê, dankie dat julle saam met ons wandel, dankie dat julle saam met ons hierdie week kan vier, en dankie dat julle saam met ons opgewonde is vir wat die Here doen hier ook in Beleefgemeente. En in die kommentare wil ek jou vra, los vir ons daar 'n kommentaar wat net sê, waar het God iets kleins begin met vandag enorme vrugte, waarvoor jy dankbaar is, want ons wil saam met jou dit celebrate. Geliefde, weet dat ons as 'n span hier by Beleef, ons is dankbaar vir julle wat inskakel, ons is dankbaar vir julle wat saam met ons hardloop, ons is dankbaar vir julle wat saam met ons bid en vertrou, dat God sal aanhou werk, en ons kyk met dankbaarheid terug, en met hoop na die toekoms. Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir U enorme genade, en eerstens dankie net vir 2 jaar van genade oor Beleefgemeente. Dankie dat U 'n ding begin het klein en hy groei en hy groei en hy groei, en daarvoor is ons so dankbaar. Dankie dat ons weet dat U is daagliks besig met elke liewe persoon wat inskakel en deel vorm en saam hardloop, dat U groei geloof, U groei gehoorsaamheid, U groei ons van binnekant af buitekant, dus U besig om ons te transformeer, en as 'n gemeente en as 'n geloofsgemeenskap is ons vandag dankbaar vir die klein dinge wat al klein begin het, maar U sien die eindresultaat raak, U sien die groter produk raak, en daarom Vader weet ons is veilig in die hande, en so is ons vandag as ons stil raak, en met U praat oor ons eie lewens, weet ons dat waar ons met klein dinge begin,
is U reeds in die saak en U gaan nog groot dinge in elkeen van ons se lewens regkry. En die grootste is natuurlik om naby aan Jesus te leef. Ons loof U daarvoor, ons eer U daarvoor en ons sê dit alles in die mooi naam van die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre weer. Gaan in vrede. Totsiens.